Wat sê die Bybel? Net die skrif, geen opinies. Wat sê die Bybel oor pyn en lyding? Ons almal ervaar pyn, ons almal ervaar lyding. Dis deel van die lewe. Maar in God se hand het selfs die lyding betekenis. Selfs lyding, ja, kan betekenis hê. So kom ons kyk, wat sê die Bybel oor pyn en lyding? Ons lees die volgende 5 verse. Romeine 8 vers 18, Jakobus 1 vers 2 tot 4, 1 Petrus 5 vers 10, 2 Korintiërs 1 vers 3 tot 4 en dan ook Filippense 1 vers 29. Kom ons kyk, wat sê die Bybel oor pyn en lyding? Romeine 8 vers 18 sê, Our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. Dit waardeur ek vandag gaan, cannot compare to what will one day be revealed in me and you, as ons in Christus is. Hy sê nie ons sal nie suffering ervaar nie, hy sê wanneer ons suffering ervaar, kan ons weet, dit kan nie vergelyk word met die glory wat gereveal gaan word nie. Jakobus 1 vers 2 tot 4 sê, Consider it pure joy, brothers, when you face many trials. Consider it joy when you face many trials, want daai trials sal lei tot maturity. Why? Because the testing of your faith produces perseverance. Wanneer ons deur hierdie trials gaan, sal daai toets perseverance binne in ons wakker word, maar nie net wakker word nie, dit sal dit laat groei en groei en groei. So, wat sê die Bybel oor pyn en lyding? Ons sal dit ervaar, maar wanneer ons ervaar, moet ons anders daaroor dink. 1 Petrus 5 vers 10, After you have suffered a little while, the God of all grace will restore you, gaan hy aan om te sê. Hy sê, after you have suffered, nadat ons 'n rukkie deur pyn en lyding is, gee die Bybel vir ons 'n belofte, the God of grace, die God van genade, en dan gaan hy aan om te sê, hy sal ons herstel. Dis nie 'n mooi skrif nie, dis 'n belofte. Die 4de vers 2 Korintiërs 1 vers 3 tot 4 sê, He comforts us in all our troubles, so that we can comfort those in any trouble. Die Here comfort ons. Hy hou ons vas. Hy troos ons in ons tyd van lyding, maar sodat ons weer ander kan troos as hulle deur dieselfde gaan. En dan Filippense 1 vers 29 sê, It has been granted to you. Hy gaan dan aan en hy sê, not only to believe in Christ, but also to suffer for him. Dit is vir ons 'n voorreg om in Christus te glo. Maar ook saam met daai voorreg, is dit ook 'n voorreg om saam met hom en vir hom te suffer. Wanneer ons pyn en lyding deurgaan vir Christus, is dit vir ons 'n voorreg. So, wat sê die Bybel oor pyn en lyding? Hierdie 5 verse, ons gaan weer deur dit. Hy sê, dit waardeur ons vandag gaan, kan nie vergelyk met dit wat nog gaan kom nie. Wanneer ons deur moeilike tye gaan, moet ons anders daarna kyk, wat ons weet wat dit in ons wakker maak en lewend maak. En as ons vir 'n rukkie deur hierdie pyn is, sal die Here ons herstel. Wanneer ons pyn en lyding ervaar, sal die Here ons troos, sodat ons weer ander kan troos. En dan is dit 'n voorreg om Christus te dien en om te glo, maar dit is ook 'n voorreg om in sy suffering, in sy pyn te deel. Wat kan God dalk in jou vorm deur hierdie tyd van pyn? Is die vraag wat ek vandag vir jou wil vra. Wat kan die Here net dalk in jou invorm in die tyd van pyn? Dit is wat die Bybel sê oor pyn en lyding.